Welkom terug met Tussen die Lyne. Ek is weer in die stuur van sake vandag want ek en Marissa gaan net met mekaar gesels. Ons het 'n paar planne met gaste wat ons maar volgende week gaan doen want ek is nie by die huis nie, soos almal nou weet in die tyd. So welkom terug Marissa by jou eie show. Baie dankie, MJ. Ek is bly ek kan na my eie show toe terugkom. En nou ja, wat maak ons nou? Jy kan mos nie my voorstel en dan moet ek jou voorstel nou maak ons nou. Anyway, ek wil 'n bietjie meer gesels oor die vroue rugby. En ek weet dan nie man, hulle is dan maar stiefkinders nou. Dis nie vir my reg nie. Ek voel net so half asof die mense hulle nie ernstig opneem. Jy weet, so hy se brein is nou daai, hy's 'n ernstige afrigter. Ek bedoel hy's so 'n swaar gewig afrigter. Hulle gee hulle aandag en alles, maar mense maak dit af. En ek het Saterdag gekyk na daai wedstryd. 29-0 voorgeloop binne, jy weet, baie gou. Eintlik weet jy Ja. val die eerste helfte oorheers, tweede helfte het Amerika baie sterk teruggekom. Maar nou kyk ek en dan dink ek myself, vroue teen Amerika. Hoekom Amerika? Wat weet Amerika van rugby af? Maar dis nie dieselfde situasie as met mans rugby nie. Vertel my 'n bietjie van waar pas Amerika in? Hoekom hierdie so belangrike toets was en hoekom ons eintlik beïndruk moet wees met wat die vroue reg gekry het. Ja, so ek dink ons moet onthou as 'n mens na die wêreldranglys kyk na verlede jaar se wêreldbeker, lê Amerika bo ons. Ons is 10de en Amerika lê 8ste op die oomblik. En selfs op die in die een artikel wat verlede week verskyn het, reken Amerika hulle is eintlik moet hulle 7de wees. So daar's bietjie teenstrydigheid gewees ten opsigte van dit, maar hoe dit ook al sy, hulle speel al baie langer as ons rugby. En as 'n mens nou gaan kyk na die Springbokke en hulle of die vroue Springbokke en hulle geskiedenis, dan gaan dit terug na ons eerste wedstryd teen mekaar was in 2009 gewees. So ons het al voor Saterdag was dit nou 6 keer wat ons al kragte gemeet het en Amerika het 5 van die 6 keer gewen. Ons het in 2011 laas teen Amerika gewen. Nou ek wonder baie keer oor die invloed van American football en daardie tipe van aktiwiteite wat sporte wat groter is as Amerika. En ek stem met jou saam, die vroue is so 'n bietjie stiefkinders. Ek Saterdag met 'n paar mense gesels en almal weet van die mans wat speel, maar party weet nie eers die vroue speel nie en daar was 'n opmerking ook gewees van het ons dan 'n vroue rugby span. Jy weet, so ek dink definitief hulle kort meer blootstelling. En ook die ander ding is mense fokus so op die mans want weer eens die mans nou prominent en wen en als maar die vroue se vordering net in die laaste kom ons sê 2 jaar is eintlik verskriklik ongelooflik. Jy weet dit is wat swaai se brein hulle reg kry en die diepte wat hulle besig is om te skep. So verlede week was dit mos nou die eerste jeug meisies rugby week, Kruiven week nou gewys van die onder 16s. En ek het nou nogal die Bulls Daisies dopgehou en daardie dogters het regtig baie goed gedoen. En as mense gaan kyk na die Pick n Pay Supervroue Liga se eerste divisie wat vroeër in die jaar plaasgevind het, die Bulls Daisies het by verre oorheers. So dit blyk ook dat hulle die sterkste, kom ons sê dan nou provinsie is vir dames rugby op hierdie stadium. Hoewel die WP regtig nie ver agter is nie. En as 'n mens nou gaan kyk ook na die hele oefengroep van die vroue Springbokke, dan is die meeste is Bulls Daisies en ja, gewoonlik dan nou baie WP dames en Boland het soos wat ons nou verlede week met Quentin ook gesels het, Boland lewer ook gereeld goeie spelers op. Saterdag het iemand soos Eloise Webb op die veld gekom. Sy was die ek dink plaasvervanger skramskakel as ek nou reg onthou. Jy weet goeie spelers wat uit die verskillende provinsies kom en ek dink iets wat SA Rugby nou reg doen is om hierdie jeugweke vir die dogters nou in te bring want dit is waar die diepte vandaan gaan kom. So ek is eintlik baie opgewonde as 'n mens nou mooi na die hele prentjie kyk van vroue rugby. In Suid-Afrika. Iets anderster, jy het nou oor Babawa Lachwa gepraat. Nou, sy is 'n Bulls Daisy, maar sy is al 10 jaar betrokke by vroue Springbok rugby, wat 'n mens amper nie kan dink nie. Sy's 31 jaar oud, sy het al 42 toetse gespeel, so sy moes dan op 21-jarige ouderdom haar nou eerste toets gespeel het. En ons maak 'n groot hoeha van ons jong ouetjies wat op 'n vroeë ouderdom nou jy toets rugby speel, maar die vrouens
kom met 'n ander tipe kondisionering, kom met 'n ander tipe agtergrond. So ek dink nogal hulle verdien 'n bietjie meer publisiteit en ja, blootstelling in daardie opsig. En dan wat ek nou nog wou sê, 'n ander goeie ding wat ons ook op die oomblik sien, is byvoorbeeld iemand soos Nadine Roos, wat natuurlik briljante 7-speler ook is en 15 formaatspeler, maar sy is op die oomblik beseer en die ander vrouens wat nou hulle hande opsteek. En iemand soos Logan Wellman, hulle praat baie goed van haar en ons het ook Saterdag gesien sy 2-3 gedruk. So ek dink regtig waar as die unies almal gaan begin inkoop en ook hoërskole gaan begin inkoop in dogters rugby dan gaan ons nog baie goeie vordering in die volgende paar jaar sien. Wel, ek moet sê, Eloise Webb het ons al mee gesels op Megafoon, ons Engelse kanaal, en ons het met Nadine Roos gepraat. Ek gaan as hier onder in die beskrywing sit, as julle wil gaan kyk, en Nadine Roos, wat 'n insiggewende speler, ja, hele geskiedenis, waar sy vandaan kom, al die uitdagings wat sy oorkom het, dit is eintlik baie inspirerend. So mense gaan kyk en gaan regtig skakel. Dit is wel in Engels, maar dit is definitief moeite werd om te kyk. Maar ek moet nou sê, Saterdag was ek nou baie opgewonde te sien daar's 'n Welman wat rugby speel. Is nie baie algemene van nie en hier druk sy sommer 2-3. Waar kom sy vandaan? Weet hoekom het ons nooit vir van haar gehoor nie? Is sy nou 'n nuwe speler wat op die toneel verskyn het? Wat is haar storie, weet jy? So Logan kom van die Weselike provinsie af. Ek is nou nie seker uit watter skool nie, maar sy's ook 'n goeie 7-speler. Mens kon nou Saterdag ook gesien het, lekker baie spoed en sy's nie bang nie. In die perskonferensie Vrydag het Swyse Brein nogal 'n interessante opmerking gemaak. Hy het gesê met enige van hierdie vrouens sal hy in 'n bakleierery instap want hulle gaan hom beskerm. En want hy sê en hy het nogal haar naam genoem en hy het Babawa Lacha se naam genoem van hierdie girls is net nie bang nie. Hulle braafheid en daai tipe van ding staan vreeslik uit. So ja, so Logan is 'n baie jong speelster en ek dink daar's 'n groot toekoms vir haar. Jy weet, sy pas vir my so half by die Springbok manne se agterlyn, al daai boeties hulle wat so uit die Wes-Kaap kom. Ek dink ja, daar's iets in die water. Ons het dit mos nou al gesê. Ja, nee, ons het gewilder, maar gelukkig ons kry hulle in Pretoria, maar nie vra hoe nie. Ons kry hulle wat daar gewoonlik daar. Sê vir my, dis baie toetse hierdie jaar. 14 toetse wat hierdie vrouens gaan speel. Eers was in Amerika, en naweek speel hulle weer in Amerika. Mense hulle speel op loftes. Dieselfde dag as die Springbokke. Dis 'n voorwedstryd. Gaan 'n bietjie vroeër gaan kyk na die wedstryd. So, vertel my 'n bietjie van die res van die seisoen. Natuurlik jou langer seisoen dink ek is hulle gaan teen die Nieu-Seelandse Swart Varens, Black Ferns speel. Wie is dit nou eintlik? Wie is die Nieu-Seelandse Black Ferns en hoekom is dit so 'n belangrike wedstryd? Ja, kyk, ek dink die hele ding van jaar se groot Nieu-Seeland toer wat Suid-Afrika toe kom. Ek glo die mense weet teen die tyd nou al, dit gaan soos 'n toer van ouds wees waar daar toetse gaan wees en dan nou die wedstryde teen die provinsiale spanne. So ek dink die feit dat ons vroue die blootstelling gaan kry om teen die Black Ferns van Nieu-Seeland te kan speel, is eintlik ongelooflik want dit gaan ook 'n bietjie ons krag toets, maar ter voorbereiding van jy weet, in 2029 is die vroue wêreldbeker, maar ek dink dit gaan 'n baie goeie basis ook wys vir Swys en die ander afrigters van waar is ons plekke waar ons nog moet verbeter, waar sal hulle moet meer diepte hê, moet dit by die agterspelers moet dit voorwees, hoe moet hulle seker goeders aanpak. So ek dink dit gaan 'n baie goeie proefloopie ook wees van hoe sterk is ons regtig en hoeveel het ons regtig gevorder sedert verlede jaar se wêreldbeker. Die ander ding is natuurlik wat baie opwindend is dat ons die vroue en die Black Ferns weer eens in 'n voorwedstryd gaan speel vir die Springbokke en die All Blacks. So ek dink die mense moet besef daai kaartjie wat jy koop, ja, ek weet daar was groot gesprekke en baie kontroversiële gesprekke oor die duurkaartjies. Maar daai is nogal 'n lekker pakket. Jy weet, ek dink nogal as 'n mens so 'n kaartjie in die hande kan kry, gaan jy daai dag baie goeie rugby sien. Ja. Ek wil net gou teruggaan na van die spelers toe en Saterdag net teen Amerika. Daar was byvoorbeeld iemand soos Libby wat loskakel speel, Libby Jansen van Rensburg. Sy kan ook pale toe skop byvoorbeeld en hulle het vir Jackie Solee laat pale toe skop. Nou
Ja, Kieselje was nie met, ek dink sy was met 2 skoppe suksesvol uit die 5 van die 5 3 wat ons gedruk het. Glad nie strafskoppaal toe geskop nie. So ek dink ook so hy probeer 'n bietjie ander kombinasies en ander weet iemand anders sou die verantwoordelikheid gee om palle toe te skop byvoorbeeld. Ek dink dit is goed want weer eens beserings en daai tipe van klas speel 'n rol. So ek is baie bly oor die baie blootstelling en dit is ook iets wat Swys in die perskonferensie Vrydag genoem het is as hy sy sin kan kry sal die vroue meer blootstelling hê en daar moet meer kompetisies wees en Quentin het dit ook genoem. Dit is al hoe die vrou gaan beter raak. So ek weet hulle gaan later gaan daar in die jaar hier Augustus maand gaan daar 'n SA span in Brasilië ook speel. So amper sê 'n afgevaardigde span, nie noodwendig as 'n toets nie. So ja, ek dink en dan natuurlik bietjie later teen Ierland. Nou ons weet hoe die manne voel oor Ierland, so ek is baie nuuskierig eintlik oor hoe gaan ons en die Ierse vroue teen mekaar opweeg. Ja, hulle is ook baie goed. Ek onthou nou 'n paar, ek dink terug aan 'n paar van hulle spelers. Ek kan nie die name onthou nie, dis te lank en te lang name, maar nou ja. Maar kyk, net vinnig, as jy nou terug gaan na daai wedstryd toe om 29-0 voor te loop en dan met 34-21 te wen. Dit skets 'n prentjie van daai tweede helfte. Wat het daar verkeerd geloop? Waar dink jy kan hulle werk? Ek is bang amper om te sê, want ek wil nie sê fiksheid nie. Ek dink nie dit was fiksheid nie. Ek dink in 'n mate, ek wonder hoe oorweldig het hulle gevoel. Hulle het beplan vir die wedstryd, hulle het geoefen vir die wedstryd, het hulle voorbereiding was baie goed en deeglik gedoen. En hier ewe skielik, ek dink hulle het Amerika totaal en al omkant gevang. Ek dink nie Amerika het gedink ons gaan met so 'n groot aanslag kom en dadelik ek dink daai eerste 3 het Amerika hulle mors dood geskrik en dalk ook Amerika het dalk ook tyd geneem om aan te pas. Ek bedoel, ons almal praat van die hoogtebo seespieël en daai tipe van ding om op Ellis Park te speel, Saterdag wat kom op Loftus te speel, is tog bietjie anderster. So ek dink dit het 'n rol gespeel dat die Amerikaners dalk 'n bietjie gesukkel het om aan te pas. En ek moet nou eerlik met jou wees, ek het baie lanklaas 'n wedstryd van die Amerikaanse vroue gesien. So vir my was dit baie lekker om te kyk want dit was amper soos 'n nuwe storieboek wat mens lees. Weet en om te sien hoe gaan die spel aan. Ja, die tweede helfte, ek stem saam. Dit was amper so 'n bietjie asof ons amper in 'n gemaksone gegaan het van okay, ons is nou so ver voor en ons druk toe baie vinnig die 3 na halftyd. Ek bedoel as jy onthou, dit was 22-0 of 25-0, 24-0, ja, en toe net na halftyd toe druk ons daar die 3. So om toe 29-0 voor te loop is toe nou eintlik 'n goeie ding. En ek wonder of daar toe nou maar nie net 'n bietjie van is ons nou in 'n gemaksone. Toe het daar ook natuurlik 'n paar plaasvervangers opgekom wat goed is, want hulle is nie noodwendig vervang as gevolg van beserings nie. So ek dink dit was ook 'n kombinasie faktor wat dalk 'n rol kon gespeel het. En dan soos ek gesê het, Amerika is nie eintlik 'n span om lig te kyk nie. So die feit dat hulle toe nou aanpas en mens kon sien, hulle gaan dat hulle vinnig daardie 3 kon druk. So ek dink Saterdag wat kom gaan nou baie interessant wees want hulle gaan 'n heeltemal 'n ander benadering volg. Hulle is dan al bietjie langer hier op die hoofveld, so ek dink hulle gaan meer aangepas wees met die omstandighede. So ek dink dit gaan regtig waar 'n baie interessante wedstryd wees. Ek's baie opgewonde oor daai wedstryd. Ja, Amerika gaan hulle nie weer laat onkant vang nie. Ek stem saam met jou. Hulle weet nou wat om te verwag. Soos jy nou gesê het, hulle was heeltemal uit die veld geslaan hoe vinnig die Springbok vroue begin het. Maar ek wonder of so uit te brei nou weer met een of ander vreeslike nuwe triek gaan voor 'n dag kom soos 'n 15 man skram of ietsiekies soos dit. Dis maar sy ding daai. Ek sien uit na dit. Mense moet asseblief maak op 'n van hulle moet te gaan kyk. Ek weet ons het een van Libby Jansen van Rensburg en haar vriendin spanmaat Romandie Potgieter, hulle podcast is ook op ons Engelse kanaal, gaan kyk bietjie daarna. Wat hulle bietjie gesels oor die uitdagings, jy weet, hulle het nie geld gehad om tokse te koop nie, jy weet, daai tipe dinge. Dis eintlik baie inspirerende stories. So op hierdie kanaal maak ons punt daarvan om vroue rugby spesifiek te ondersteun. Ek dink dit is waarskynlik die volgende groot ding, dat we net kans kry om te ontwikkel en mense moet net begin, nommer 1, bewus gemaak word daarvan en nommer 2, dit begin ondersteun. En nou SA Rugby en ons praat ook gereeld met mekaar om te kyk hoe ons kan help die ding te bou. So, kom ons praat 'n bietjie oor die Craven week. Nou die week is die Craven week. 'n Klomp van ons kollegas, Tuks Skotse en Simon, hulle almal lewer kommentaar, 'n paar van wedstryde.
Wat weet jy van die Kruiwenweek hierdie week? Wie lyk dit die goeie spanne? Wat gaan gebeur? Ja, weet jy wat MB, ek wil terugkom na bietjie wat in die nuus was verlede week, waar van die mense, daar was 'n moddergooiery oor die spankeuses en ook byvoorbeeld nie net die spankeuses ten opsigte van die spelers nie, maar van die bestuur van die sekere spanne. Ek weet een van die skoolhoofde het gevoel byvoorbeeld een van die provinsiale spanne, ek dink dit is die Valke of die Leeu's of iemand, is te wit. Jy weet, so dit was my baie interessant om nou, jy weet, daai perspektief te kry. Hulle het ook genoem van 'n stit wat gekies is, maar of die speler is gekies om stit te speel. Maar hy het nog nooit stit gespeel nie en hy's te jonk, hy's fisies te jonk. So die politiek agter die Kruiwenweek dink ek is partykeer 'n bietjie oorskadu soms die feit dat hierdie seuns ongelooflik talentvol is en wat werklik op die Kruiwenweek gebeur. Ek het nog nie uitslae gesien vandag nie. So ek weet gister het die onder 18s nou begin en ja, ek weet nie ons wil graag met Bron Pretorius, dit is die Bulle se onder 18 Kruiwenweek afrigter. Ons wil graag met hom gesels volgende week of so dat ons 'n bietjie uit sy oogpunte terugblik kan kry en sien hoe voel hulle, is dit nog op standaard? Ons het al baie keer met ons storie gehoor of die stories en maar gehoor van spelers wat nooit dit gemaak het by Kruiwenweek nie en dan na Kruiwenweek daardie hand opsteek en sê maar hoorie, wag 'n bietjie, ek is hierso. So ek wonder partykeer of Kruiwenweek van die spelers dalk 'n bietjie indoen, maar dat daar baie opwindende spelers is wat deur die sogenaamde ranks kom en dan by Kruiwenweek 'n draai maak, dit is definitief 'n feit. Net vinnig, kom ons praat net gou weer oor die mans Springbokke. Ek weet ons het nou al baie gepraat oor die mans Springbokke op ander programme, maar wat is jou indrukke gewees? Was jy beïndruk met die Springbokke Saterdag op Ellis Park? Jy het met 'n klomp mense in die strate gaan praat voor die wedstryd om te hoor hoe lyk die gees. Ek het laasweek gesê dit voel vir my of dinge so 'n bietjie platter is, 'n bietjie minder opwinding as gewoonlik. Wat was jou indruk nommer 1 oor daai mense hoe hulle toe mee gepraat het? Is mense weer besig om geesdriftig te raak of is dit nou 'n bietjie te veel rugby hier afgelope tyd? Nee, ek moet jou sê, die mense met wie ek gesels het buitekant 'n groot spur gestaan wat nou nie oopgemaak het. So die mense was opgewonde om in te kom. Die paas het almal gesê hulle wil betyds wees om die rugby te sien. Hulle staan al so lank in die ry. En dan nou die kinders is natuurlik die kinders en hulle party weet wie Siya Kolisi en ander weet nie wie Siya Kolisi nie. Maar die algemene indruk was die mense is lus hiervoor. Hulle trek hulle Springbokklere aan. Hier waar ek bly ook is die Vrydag is dit groen in die strate. So ek dink tog iets wat Pick n Pay byvoorbeeld reg gekry het, Pick n Pay clothing met die maklike bekombaarheid van Springbok klere, maak dit baie makliker. As ek nou onthou, toe ek klein was en jy wil nou 'n Springbok trui hê of toe hulle nou net teruggekom het, hoe moeilik was dit nou en hoe baie moeite sou dit gewees het om nou Springbok klere in die hande te kry. So ek dink tog in 'n mate is mense weer is hulle lus vir toets rugby. Natuurlik baie krities. Jy weet hulle gaan regtig vir die Springbokke pak slag as ons een ding verloor. Maar nee, ek dink die mense is lus daarvoor. En dan nou my persoonlike indrukke van die wedstryd. Ons het by vriende gekyk en so tussendeur wat ek nou op die kanaal gekyk het wat die mense sê en ek ook nou maar my kommentaar gelewer het en wat mense om my gesê het, is die ouens is eintlik beïndruk met Rassie se diepte, maar hulle verstaan nie altyd hoekom is daar een of twee keuses nie. Jy weet, ons het ook gesels oor Wilco Louw byvoorbeeld verlede week en so aan, maar ek dink Rassie kom met 'n lang plan. Ek het gister ook geluister toe jy en Arie gepraat het. Ek dink die feit dat daar 9 blou bulle op loftes teen Skotland gaan speel, dink ek nie is sommer net nie. Ek dink daar's ons 'n mate van, jy weet, daai tuisveld voordeel en die manier hoe die bulle speel en wat dalk makliker gaan of beter gaan aanpas of gaan wees vir om teen die Skotte te speel. Ek dink natuurlik die Skotte bring nou ook 'n paar verrassings saam. So ek dink dit gaan aan daai kant gaan dit 'n baie lekker wedstryd wees. Terug by Saterdag. Ek dink dit was baie goed geweest. Julle het dit ook vroeër genoem. Mani Libbok
party mense het nou gesê dat hy het nou 'n stil wedstryd gehad. Hy het die paal toe geskop nie, so hy kon nie gemis het nie. En ek dink tog die feit dat die druk nie so op hom was nie of die fokus nie so op hom was nie, kon hy gedoen het wat Rassie al baie keer gesê het dat die verspreiding en hoe hy in die binneveld speel, jy weet dit is eintlik 'n baie groter impak wat hy maak sonder dat sy naam heeltyd genoem word, wil ek al, jy weet as jy hoor wat ek sê. So dink die jonger ouens, iemand so Zachary Porten het absoluut sy hand opgesteek. Dit was regtig waar toe hy opgekom het. Dit het vir my goeie indruk gemaak, ja, positiewe bydrae gemaak. So ek was beïndruk met hom gewees. Natuurlik Damian Willemse wat regtig waar baie goed gespeel het. Ek sien iemand lewer kommentaar en sê ja, almal praat oor Cheslin en oor Sasha, maar Damian is eintlik die goat of die ou van die oomblik. So ja, as Damian net nie beseer word nie, dink ek gaan hy 'n lekker groot seisoen hê wat vir hom wag. En dan natuurlik iemand soos Colby wat maar net sy klas weer eens gewys het. En iemand wat vir my bietjie stiller was ja, ek weet nie, was Jessie Kriel op die veld? Is ek nou praat ek nou onder korreksie? Hy was daar. Maar ja, hy was vir my bietjie stil, maar verder dink ek was dit 'n goeie wedstryd. Ek dink die feit dat die ouens na halftyd hoe kan ek sê, amper die foute reggemaak het en nie weer Engeland toegelaat het om terug in die wedstryd te kom, soos wat hulle net voor halftyd gedoen het nie. Die geel kaarte vir al Curly Orange se sinne, dit was nou maar 'n lekker besprekingspunt ook. En ja, maar ek dink die feit dat hulle terug kon kom en die Engels is nou composure, jy weet hulle het hulle composure behou en hulle het aangegaan en op die ou end eintlik lyk dit soos 'n baie gemaklike wen, hoewel dit nie eintlik aanvanklik so gemaklik was nie. Ja. So ek ook die dan natuurlik die feit dat Sia en Eben so op die nippertjie toe nou moes onttrek, het ook aanvanklik dalk een of twee ouens benoud gehad, maar weer eens, ons sit met so baie diepte, as ons nou kyk na komende Saterdag se span ook, weet 5 ouens het oorgebly van verlede Saterdag en nog steeds is dit nie 'n slegte span op papier nie. So ek dink die hele ding van diepte wat Rassie besig is om te skep en gereeds geskep het, gaan op in elk geval vir ons in die langtermyn nog baie voordeel hê. Ja. Nee, ek stem saam met jou en ek stem saam met jou oor die feit dat daar so baie bulle in die span is. Dit beteken iets. Ons is gewoond om met mekaar te speel. Jan Groblaar is gewoond om vir Roan Orkie en vir Kobus Wiese die lyn staan in te gooi. Die skrams is gewoond om mekaar, dis oploftes. Ek dink daar baie oë gaan wees op André Pollard om te kyk of hy sy droewige vorm vir die laaste paar wedstryde vir die bulle kan omdraai. Hy is maar net 'n ou vir die groot oomblik. Ek seker daarvan hy gaan sy hand opsteek vir die Springbokke sê ja. Nee, ek sien uit daarna. Dankie Marissa, dit was lekker om jou te gesels. Ek hoop regtig net iemand, weet die mense neem die vrou dat Pieter harte. Ons gaan altyd nog 'n bietjie meer daaroor gesels in die toekoms ook. So ja, dankie, waardeer dit, was lekker. Nee, dis 'n plesier. Dankie MV.